Goeiemôre gemeente, ons sluit ons voorsang af met gesang 43, ons sing daarvan vers 1 en 3. Gesang 43 vers 1 en 3 en daarna bly ons onderstaande vir die seëngroet. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, ons lofsang is gesang 12, ons sing daarvan vers 1, 2 en vers 3. Gemeente, na die wet sing ons gesang 69 vers 1. Gesang 69 vers 1. En dan na die geloofsbelijdenis gesang 89 vers 1 en vers 2. Na die wet gesang 69 vers 1. Na die geloofsbelijdenis gesang 89 vers 1 en vers 2.
Dan lees ons die wet soos dit opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Denk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Romeine 8 vers 1. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ons doen nou belydenis van ons algemene geloof en elkeen spreek in sy en haar hart die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Gemeente, ons skrifgedeelte kom vanmôre uit Jesaja 39. Jesaja 39. Ons lees vanaf vers 1 tot en met 40 vers 11. Jesaja 39 vers 1 tot 40 vers 11. Voor ons lees, kom ons bid eers saam. Onse groot almagtige, drie-enige God. Dankie Vader dat ons hier mag wees. Dankie Here dat U onsself hierheen nooi. Dankie Vader dat ons ook veilig kon ry, Here, op ons stukkende paaie. Here, met die bose wat vir ons oral lê en wag. Dankie dat U ons dan ook daardeur beskerm. Dankie ook vir U Gees, Here, wat ons dring dan ook om na U huis te kom. Dankie dat U ons uitverkies het, Here, om ook U weë te probeer navolg. Dankie vir ons kerk. Dankie Here dat U vir ons so mildelik geseën het met reën. Here, en mag U asseblief tog nou met ons ook wees in hierdie diens. Here, maak dit stil in ons harte. Here, en vergewe asseblief ons sondes. In U naam. Amen. Jesaja 39. In die tyd het Merodach-Baladan, die seun van Baladan, koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan Hiskia gestuur, want hy het gehoor dat hy siek was en gesond geword het. En Hiskia was bly oor hulle en het hulle sy skathuis laat sien, die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie en sy hele wapenhuis en alles wat te vind was in sy skatkamers. Daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hiskia hulle nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hiskia en sê vir hom: "Wat het hierdie manne gesê en waarvandaan het hulle na u gekom?" En Hiskia antwoord: "Uit 'n ver land het hulle na my gekom, uit Babel." En hy sê: "Wat het hulle in die huis gesien?" En Hiskia antwoord: "Hulle het alles gesien wat in my huis is. Daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie." Toe sê Jesaja vir Hiskia: "Hoor die woord van die Here van die leerskare. Kyk, daar kom dae dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders opgehoop het tot vandag toe, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. En van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel." Toe sê Hiskia vir Jesaja: "Die woord van die Here wat u gespreek het, is goed. Ook sê hy, daar sal tog vrede en bestendigheid wees in my dae. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n stem van een wat roep: berei in die woestyn die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelyke en rotsagtige plekke in laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n stem sê: roep, en hy vra: wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras.
Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal sy lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Tot sover. Ons preek kom vandag uit 'n boekie geskrywe deur Prof Pikkie Robertse, Troos my volk. Ons gedeelte handel oor 'n weerbare volk in 'n weerlose wêreld. Ons het meer as een teksvers. Ons eerste teksvers is Jesaja 39 vers 4 en hy sê: "Wat het hulle in u huis gesien?" En Hizkia antwoord: "Hulle het alles gesien wat in my huis is. Daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie." En dan Jesaja 39 vers 6: "Daar sal niks oorbly nie." Jesaja 40 vers 7: "Voorwaar, die volk is gras." Jesaja 40 vers 11: "Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal sy lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei." Vir almal van ons voel dit asof ons volk in 'n weerlose wêreld is. Die propagandamasjiene is teen ons oopgedraai. Indien ons sou waag om ons teen kommunistiese oorheersing te beskerm, dreig elke land in die wêreld om ons te isoleer. Ons word bang gemaak dat alle denkbare sanksies teen ons toegepas sal word. Ons volk is nie die eerste volk wat hom in 'n soortgelyke situasie bevind nie. Immers, dit is selfs nie die eerste keer in ons volk se geskiedenis dat ons in so 'n situasie bevind nie. Hoe moes ons voorouers nie gevoel het toe hulle deur die Britse ryk verslaan was nie? Hoe moes die groepie voortrekkers nie gevoel het na Wenen en Bloukrans en wat by die Dingaanstad gebeur het toe Pieter Tief en sy medeburgers vermoor is nie? Daar kom dae in die lewe van 'n mens en in die lewe van 'n volk dat 'n gevoel van weerloosheid oor 'n mens kom. In die Bybel lees ons van 'n volk wat hom oor die soortgelyke omstandighede bevind het. In die jaar 586 voor Christus is die volk Israel in ballingskap weggevoer. Sanksies tot die uiterste toe was teen hierdie mense toegepas. Hulle is nie slegs in hulle eie land geïsoleer nie, maar was in 'n vreemde land afgesonder. Weg van hulle dierbares, weg van hulle land en weg van hulle geliefde heiligdom in Jerusalem. In die Bybel lees ons ook van 'n man wat onder sulke omstandighede verkeer het. Op Goeie Vrydag het Jesus Christus die einde van 'n lang smartlike lydensweg hier op aarde voltooi. Hy was deur alle mense verlaat. Hy was van mens en God verlaat. Ons sluit vandag aan by die woorde van Jesaja 39 en Jesaja 40 wat bedoel was vir die mense wat hulle in weerlose omstandighede bevind het. Ons wil graag hierdie woorde van Jesaja beskou in die lig van Jesus Christus wat by uitstek 'n weerlose man was. Die woord moet vir u en my wat voel dat ons weerloos geword het, nie alleen tot troos en bemoediging dien nie, maar is daarop ingestel om ons opnuut weerbaar te maak. Wanneer daar na die geleesde gedeeltes in Jesaja gekyk word, moet kortliks aandag gegee word aan die omstandighede waaronder die woorde van die profeet hulle beslag gekry het.
Van Jesaja 40 af het ons te doen met 'n gedeelte wat radikaal van die vorige gedeeltes in die profeet Jesaja verskil. Jesaja 1 tot 39 het duidelik te doen met die profeet Jesaja wat die volk waarsku dat hulle lewe moet verander. Anders gaan die Here hulle straf en sal hulle in ballingskap gaan. Van Jesaja 40 af het ons te doen met 'n situasie waar die volk reeds in ballingskap is. Die samestellers van die boek Jesaja het nie sonder rede 'n kort geskiedenis van koning Hizkia tussen die eerste en die tweede gedeeltes van die profeet Jesaja ingevoeg nie. Deur hierdie geskiedenis van Hizkia as oorgang tussen die eerste en die tweede gedeeltes van Jesaja te plaas, wou hulle veral die aandag vestig op die redes waarom Israel in ballingskap gekom het. Wanneer Jesaja met die bannelinge in Babylonië praat, wys hy daarop dat die Here hulle gewaarsku het. As hulle nie na die waarskuwingswoorde van die profete luister nie, sal die eensame toestand hulle tref. Ons eerste punt, die oorsaak van die weerloosheid van 'n volk. Ons wat dink dat ons vandag in 'n weerlose situasie bevind, kan gerus kyk na die oorsake wat uiteindelik gelei het tot die ballingskap van ou Israel. Die eerste oorsaak: 'n swak koning maak sy volk weerloos. Die eerste oorsaak wat uit die oorgang tussen die twee gedeeltes van die profeet Jesaja aangegee word, moet in die optrede van koning Hizkia gesoek word. Hizkia was 'n vroom koning. In Jesaja 38 lees ons dat hierdie man wat baie siek was en dat die Here sy gebede verhoor het en hom gesond gemaak het. Eendag kry die vroom koning 'n brief en geskenke van die magtige koning van Babel. Die Bybel sê dit nie direk vir ons nie. Uit die verband van Jesaja 39 kan ons egter die afleiding maak dat Hizkia baie gevlei gevoel het oor die internasionale erkenning wat hy van die magtigste moondheid van sy tyd gekry het. Die persoonlike belangstelling van Merodach-Baladan van Babel was iets wat Hizkia betower het. Hy, vors oor sy onbenullige rykie, word deur die koning van die magtige Babelse ryk as gelyke behandel. Die betowering was een te veel vir Hizkia. Die vroom koning nooi die vreemde moondheid om insaag in sy skatkis te kry. Hy laat hulle in sy skathuis sien. Alles word aan Babylonië blootgelê. Die silwer en die goud, die kosbare speserye en die kosbare olie van Juda word tentoongestel. Ja, die hele wapenhuis word oopgestel vir die gulsige nuuskierige oë van die vyand. Daar was niks in die hele huis van Hizkia wat hy die Babyloniërs nie laat sien het nie. Jesaja 39 vers 2. Deur die profeet Jesaja het die Here onmiddellik vir Hizkia laat weet dat hy 'n groot fout begaan het. Betower deur die vriendelikheid van die wêreldmoondheid het die man sy eie volk blootgestel en weerloos gemaak. Leiers van 'n volk kan so betower word deur die vleitaal en rooi tapuite van dodelike vyande dat hulle die volk blootstel en so word die volk die vyand se weerlose prooi. Dan ons tweede oorsaak: daar sal niks oorbly nie. Die dwaase optrede van die koning maak dat die Here die oordeel oor Juda uitspreek. Hy sê vir hulle: julle sal absoluut weerloos wees. Al julle sekuriteite sal van julle weggeneem word. Daar sal niks oorbly nie. Jesaja 39 vers 6. Het ons weerbaarheid nie ook die afgelope tyd soos mis voor die son verdwyn nie? Ons het al meer die gevoel dat al ons sekuriteite van ons af weggeneem word. Die Bybel waarsku dat blootstelling en openheid teenoor die wêreld en wêreldse invloede tot die bankrotskap van 'n volk kan lei. Wanneer 'n mens bankrot speel, word al jou sake voor die wêreld blootgelê. Wanneer dit gebeur, is jy absoluut weerloos.
Al jou skuldeisers slaan toe op jou. Vanweë jou bankrotskap wil niemand jou ook help nie. Jy is vir almal in risiko. Die blootstelling van jou eie bankrotskap lei daartoe dat almal wat nog in jou sou belangstel, jou ekonomies begin boikot. So pas jy sanksies op jouself toe. En dan die derde oorsaak. 'n koning wat nie 'n toekomsblik het nie. Die derde oorsaak van die ballingskap is geleë in die houding wat koning Hizkia geopenbaar het toe hy deur die profeet aangespreek is. Sy reaksie was: daar sal tog vrede en bestendigheid wees in my dae. Jesaja 39 vers 8. Die koning toon aan dat hy geen erg het aan langtermyn oplossings nie. Hy is net besorg oor sy eie leeftyd en sy eie regering. Korttermyn en pragmatiese besluite van konings beskerm hulle eie volk nie teen weerloosheid nie. Dit is juis wat die kortsigtige, dwaase optrede van koning Hizkia wat die oorsaak was van die ellende waarin die volk hom tydens die Babyloniese ballingskap bevind het. Dan ons volgende punt, die weerloosheid van 'n volk. Voorwaar, die volk is gras, Jesaja 40 vers 7. Jesaja 40 bring 'n boodskap aan die volk wat in hulle weerloosheid vasgevang geraak het. Die volk in ballingskap het tot die besef gekom waarom hulle so weerloos geword het. Hulle het besef dat die woorde van die profeet Jesaja in hulle lewe waar geword het. Jesaja het vir hulle gesê: kyk, daar kom dae dat alles wat in jou is en wat jou vaders opgehoop het tot vandag toe, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie. Jesaja 39 vers 6. Daarom bevestig die volk dit met: alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Jesaja 40 vers 6 en vers 7. Toe die bannelinge besef dat hulle posisie uiters netelig is, het hulle tot die belydenis gekom dat hulle niks meer as die gras van die veld is, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word nie. Dit pas ons om ook in hierdie dae te besef dat ons niks meer is as die gras van die veld nie. Die magtelose situasie waarin ons bevind, word elke dag vir ons duideliker. Ons moet ons situasie in alle ootmoed voor die Here ons God bely. Die Here leer ons deur hierdie situasie dat ons weerloos in die wêreld is. Dit is eers wanneer ons tot hierdie besef gekom het dat daar vir ons hoop in die wêreld kan wees. Eers wanneer ons tot die besef kom dat ons volkome afhanklik van die Here is ons gereed om die troostwoord en die magtige bystand van die Here in ons lewens te ervaar. In die lig van die konservatiewe gelowige Afrikaner se magtelose gevoelens moet daar tot die besef gekom word dat ons volkome afhanklik van die Here is. Laat ons ook sê: voorwaar, die volk is gras. Die lewenshouding geld nie net ons volkslewe nie. Soveel van ons lidmate sit vandag in hulle persoonlike lewe onder soortgelyke omstandighede. Ons moet enige sweem van grootdoenerigheid laat vaar en aanvaar dat ons soos gras is. Ons is nietig en weerloos in die wêreld. En ons derde punt, die weerloosheid van 'n weerlose volk in die wêreld. 'n troostboodskap. Wanneer Israel in ballingskap is en wanneer hulle erken en bely dat hulle soos gras is, kom die profeet Jesaja met die troostboodskap. Troos my volk, sê julle God. Jesaja 40 vers 1. Die volk verneem die troostboodskap wanneer hy sy weerloosheid bely. Is dit nie so dat ons in hierdie dae so 'n groot behoefte aan 'n troostboodskap van God het nie? Is dit nie so dat elkeen van ons, wanneer ons in die ellende van weerloosheid bevind, 'n behoefte aan die boodskap het nie?
Die Here gee ons vandag die troostboodskap. Die Here gee vandag die troostboodskap aan elkeen van ons wat bely dat ons weerloos in die wêreld is. Dan ons eerste troostboodskap. Die Here is betroubaar. Die troostboodskap behels in die eerste plek dat Jesaja vir die volk aangetoon het dat die Here betroubaar is. Hulle het op die punt gekom dat hulle begin wonder het of die Here hoegenaamd nog op hulle ag gee. In daardie dae het die volkere geglo dat as een volk oor 'n ander volk oorwin, dan het die oorwinnaar se God oor die ander volk se gode geseëvier. Die bannelinge het op die punt gekom dat hulle begin wonder het of Marduk, die god van die Babiloniërs, nie sterker was as hulle God, die Here van die leerskare nie. Jesaja toon aan dat die Here steeds betroubaar is. As bewys daarvoor voer hy aan dat die Here gesê het dat die ballingskap sou plaasvind. Die Here was nooit aan sy woord ontrou nie. Wanneer die Here ook nou met die boodskap kom dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, kan daar op sy woord gereken word. Dan ons tweede troostboodskap. Die Here het die volk se sonde vergewe. Die troostboodskap is geleë in die verkondiging van die vergifnis van sondes. Aan Israel moet gesê word dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Jesaja 40 vers 2. Wanneer ons vandag aan u, wat diep bewus is van u weerloosheid, verkondig dat die Here u troos, dan moet ons die aandag vestig op ons Here Jesus Christus. Hy het reeds die volle losprys vir ons sondes betaal. Hy het self die weg van troostelose weerloosheid betree, sodat u en ek gered kan word. En ons derde troostboodskap. Die Here sal hulle uit die ballingskap terugbring. Die verkondiging van vergifnis van sonde word gevolg deur die versekering van die komende verlossing. Nadat Jesaja aangetoon het dat die Here betroubaar is, dat daar op sy woord gereken kan word, sê hy, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Jesaja 40 vers 3. Die betroubare Here sal die weerlose volk wat sy sonde bely het en wat vergifnis van sonde ervaar het, uit sy ballingskap uitlei. Die magtige Babilonië wat hulle so weerloos gemaak het, is ook soos gras. Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Jesaja 40 vers 6 en 7. In hulle noodsituasie kom sê die Here deur die profeet Jesaja dat die volk vir sy verlossing op hom kan reken. Hy sê, hier is julle God en kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers in vers 10. En ek kan weer weerbaar wees. Deur die aandag te vestig op die almag van ons Here, kan ons met geloofsvertroue die toekoms tegemoet gaan. Die magte wat ons so bedreig, is soos gras. Hulle blom op die oomblik. Dit lyk asof hulle alle mag het, maar God is sterker as al die dreigende magte. Ons vierde troostboodskap. Jesaja sluit af deur die weerlose volk daarop te wys dat hulle Here die goeie herder is. Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal sy lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Jesaja 40 vers 11. Die belofte van Israel vir die weerlose volk het nie beteken dat die volk eensklaps na hulle land kon terugkeer nie. Baie dinge moes eers gebeur. Die Here was besig om die Persiërs as 'n volk groot te maak. Hy moes eers Kores as koning van die Persiërs in gedigte koning maak. Dit sou Kores wees wat deur die Here gebruik word om die Babiloniese ryk te vernietig.
Daarna sou daar nog baie jare verloop, alvorens Kores toestemming sou gee, dat die volk in ballingskap na hulle land kon terugkeer. Die terugkeer sou ook nie sonder gevare verloop nie. Die volk moes eers deur die gevaarlike woestyn gaan, om weer in hulle land te kom. Net soos die eerste Exodus, sou hulle gevare moes trotseer, alvorens hulle in hulle eie land sou aankom. Intussen kry hulle egter die versekering. Die Here sal onder die gevaarlike omstandighede vir hulle 'n herder wees. Hy sal hulle self lei. Hy sal hulle oppas, soos 'n goeie herder sy kudde oppas. Dit is die boodskap wat ook vandag tot u en my spreek. Ons voel weerloos in die situasie waarin ons ons bevind. Ons besef ook terdee dat die situasie nie maklik sal oplos nie. Ons sal sekerlik nog baie jare van stryd moet voer. Intussen kan u en ek egter weerbaar wees. Ons kan ons weerloosheid afskud. Die Here het beloof dat hy vir sy kinders 'n goeie herder sal wees. Hy sal ons oppas. U en ek kan ook in hierdie dae sing. Rondom jou reis die engel voet, met liggewiekte tree. Hul kom die wandelaar tegemoet, en lei hom op sy weë. Hul bied op Gods bevel hom aan, die hulp van wilge hande, en dra hom waar die reispad gaan, oor ruwe rotse rande. Psalm 91 vers 6. Amen. Kom ons bid saam. Onze liefdevolle Vader, ons staan skuldig voor U, Here, want ons vertrou op prinse. Vader, en prinse is feilbaar, en U is nooit feilbaar nie. Here, U slymer of slaap nooit nie. U is altyd in beheer. Ons is ook gras wat verdor. Vader, ons is ook in ballingskap, want ons wou ook nie na Jesaja luister nie. Maar dankie dat U die almagtige vertrooster is. Dankie vir die belofte dat U die troue herder is. Versterk ons asseblief in die geloof hierin, Here, in U. Liefdevolle Vader, ons bid vir ons leraarsgesin. Vader, ons bid vir ons blanke boerevolk. Vader, want ons is ook soos gras en nie magtig soos wat ons dink nie. Ons bid vir ons kerk. Ons bid vir eensgesindheid, liefde en geduld in ons kerk. Here, en wil U ons vergewe wanneer ons sug, wanneer U vir ons vra om iets te doen. Want Here, wee ons die dag wanneer U sug, wanneer ons vir iets vra, vir U iets vra. Vergewe asseblief ons sondes in U naam. Amen. Ons slotsang, sang 3 en 6, ons sing vers 1 en vers 3. We sang 3 en 6, vers 1 en vers 3.
Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.